Welkom by vandag se tutoriaal oor die skep van 'n database met behulp van Salserver Management Studio of SIMS. In hierdie video sal ons ondersoek hoe om die ingeboude grafiese gebruikerskoppelvlak of GUI te gebruik om 'n database te skep en te bestuur sonder om 'n enkele reël stilkode te skryf. Hierdie benadering is perfek vir beginners en vir enige iemand wat 'n visuele manier verkies om database strukture te ontwerp en te verstaan. Kom ons begin. Om te begin, maak Salserver Management Studio oop, dikwels SIMS genoem. Sodra dit gelanseer is, koppel aan jou Salserver instansie deur die korrekte verifikasiebewyse in te voer. Volgende, laat ons 'n nuwe database skep. In die Object Explorer regsklik op die database se leergids en kies Nuwe databases. Voer 'n naam vir jou databases in, byvoorbeeld Skulp. Jy kan ook pas opsionele instellings soos die leerligging, aanvanklike grootte of groeikoers aan. Wanneer jy gereed is, klik ook om jou nuwe databases te skep. Nou is dit tyd om tabelle te skep met behulp van die tabelontwerper. Brei jou nuwe databases uit in Object Explorer, regsklik op die tabelle leergids en kies Nuwe tabel. In die tabelontwerper, definieer jou kolomme, byvoorbeeld studente, naam en epos. Ken die toepaslike datatipes soos int, varchar, 100 of datum. Laastens, stel 'n primêre sleutel deur regs te klik op die sleutelkolom en stel primêre sleutel te kies. Sodra jou tafelstruktuur gereed is, stoor die tabel deur Ctrl+ te druk of op die stoor-ikoon te klik. Wanneer gevra, verskaf 'n naam vir jou tabel, byvoorbeeld studente. Laastens, verifieer jou databasiesobjekte. Verfris die databases in Object Explorer en jy sal jou nuut geskepte tabel onder die tabelle leergids sien, wat bevestig dat alles korrek opgestel is. En dis dit vir hierdie tutoriaal. Ons het gesien hoe maklik dit is om 'n nuwe database te skep, tabelle te ontwerp en verhoudings op te stel met behulp van SIMS se ontwerpaansig. Deur die GUI te gebruik, kan jy vinnig jou databases visueel bou en bestuur, 'n goeie manier om jou data te beplan en te struktureer sonder om stilskripte van niets af te skryf. Dankie vir die kyk en moenie vergeet om te like, te deel en in te teken vir meer Salserver tutoriale nie.